Hallo en baie welkom. Vandag gaan ons 'n baie groot vraag aanpak. Wat beteken dit nou eintlik om iets of iemand te aanbid? Klink dalk ingewikkeld, maar kom ons vind saam uit. OK, voor ons begin, dink gou saam met my. Wat is die wonderlikste, die coolste, die mees ongelooflike ding wat jy al ooit met jou eie oë gesien het? Dalk 'n reënboog wat oor jou hele dorp strak, of daai oomblik toe jy die nuutste speletjie vir die eerste keer aanskakel. Miskien was dit 'n piepklei hondjie wat net in jou hande pas. Hou daai prentjie in jou kop. Jy sien, hier's die ding. Ons almal het iets wat ons dink net die beste is. Iets wat vir ons die belangrikste voel, of waaroor ons heeldag kan praat. En daai ding wat ons so baie bewonder, wel, of ons dit besef of nie, dis die ding wat ons aanbid. Die Bybel het 'n baie interessante Griekse woord hiervoor, en dit is proskuneo. Nou dit klink dalk na 'n mondvol, maar die idee is eintlik baie eenvoudig. Dit beteken om te sê, wow, jy is net so ongelooflik, so belangrik, ek wil sommer net vir jou buig. Dis om iets se waarde raak te sien en daarop te reageer. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Verbeel jou, jy en jou vriende is besig om in die klas te giggel en lawwig te ees, en dan skielik stap die skoolhoof by die deur in. Wat gebeur? Dadelik sit al penorent, dis choopstil en almal se oë is vorentoe. Daai oomblik van respek, daai hier is iemand belangrik, dis 'n klein bietjie soos proskuneo. Of dink aan hoe mense reageer as hulle 'n splinternuwe baba sien. Almal kom nader, hulle praat sagter, hulle oë word groot en hulle sê goed soos, "Oh wow, kyk net." Hoekom? Want almal sien hoe kosbaar en spesiaal daardie nuwe lewetjie is. Ons bewonder dit. Dit is ook proskuneo. Ons sien waarde en ons optrede wys dit. Maar hier's nou 'n baie belangrike vraag. Wat gebeur as ons dinge aanbid wat nie regtig daai tipe bewondering verdien nie? Jy weet, dinge soos om heeltyd net te dink aan geld, of hoe gewild jy is, of selfs 'n speletjie. Wel, dink daaraan soos 'n maag wat nie kos kry nie. Dit begin krimp. Net so as ons harte op die verkeerde dinge fokus, kan ons harte ook krimp. So hoe kan jy weet wat jy dalk aanbid? Hier is 3 vinnige toetse wat jy jouself kan vra. Nommer 1, wanneer voel dit of die tyd net wegvlieg? Wat doen jy dan? Nommer 2, wat is daai een ding wat jy voel jy kan net nie sonder lewe nie? En nommer 3, as jy 'n keuse het, watter ding kies jy amper altyd eerste, sonder om eers te dink? Soos Jesus gesê het, waar jou skat is, dis waar jou hart ook sal wees. So, wat is die regte ding om te aanbid sodat ons harte kan groei? Wel, die Bybel vertel vir ons 'n perfekte storie hieroor. Dis die storie van Jesus en 'n vrou wat hy by 'n put ontmoet het. Die storie begin op 'n warm dag. Jesus is moeg van die reis en hy gaan sit by 'n put in 'n land met die naam Samaria. Toe kom daar 'n vrou om water te skep en Jesus vra haar iets wat sy glad nie verwag het nie. Hy sê, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Die vrou is heeltemal uit die veld geslaan. Sien, Jode en Samaritane het in daardie tyd nie eintlik met mekaar gepraat nie. So, om die onderwerp te verander, vra sy toe vir Jesus 'n groot, ingewikkelde godsdienstige vraag. Sê bietjie vir my, waar moet ons God nou eintlik aanbid? Hierbo op die berg soos my mense sê? Of in Jerusalem by die tempel soos jou mense sê? En Jesus se antwoord? Wel, dis nog meer verrassend. Hy sê nie die berg is reg of die tempel is reg nie. Nee, hy sê iets heeltemal anders. Hy sê daar kom 'n spesiale uur, en na daardie uur gaan die plek waar ons aanbid glad nie meer die belangrikste ding wees nie. So, wat was hierdie geheimsinnige uur waarvan hy gepraat het? Dit was die oomblik toe Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Daardie een gebeurtenis het absoluut alles verander oor hoe ons as mense by God die Vader kan uitkom. Kyk gou hierna. Voor Jesus se kruisdood was dit alles oor 'n spesifieke plek. Jy moes na die tempel toe gaan. Maar na sy kruisdood, nou kan ons God enige plek aanbid. En hoekom? Want die pad na God toe is nie meer 'n gebou of 'n plek nie. Dis 'n persoon en sy naam is Jesus. Hy is nou die brug tussen ons en God. Maar dit was nie al nie. Jesus het nog 'n deel van die geheim met haar gedeel. Hy het gesê, die mense wat God regtig wil aanbid, sal hom in gees en in waarheid aanbid. OK, wat op aarde beteken dit nou weer? Kom ons dink daaraan soos om 'n koek te bak. Die waarheid, dis die resep. Die Bybel is ons resep. Dit sê vir ons presies wie God is. Maar as jy net die resep lees, het jy mos nog nie 'n koek geëet nie, né? Dis net inligting in jou kop. Dis kopkennis. Goed, dan kry jy die Gees. Dit is die Heilige Gees. Dink aan die Gees soos die hitte van die oond. Hitte is super belangrik om die koek te bak. Maar
As jy net 'n klomp bestanddele in 'n bak gooi sonder 'n resep en dit in die warm oond druk, gaan jy 'n absolute gemors kry. Dis net 'n klomp gevoelens en emosies sonder enige rigting. So jy sien, jy het albei nodig. Jy het die regte resep, die waarheid van die Bybel, en jy het die hitte van die oond, die krag van die Heilige Gees nodig vir 'n perfekte resultaat. Ware aanbidding gebeur presies daar, wanneer die Heilige Gees die waarheid van God se woord gebruik om ons harte regtig van binne af te verander. Goed, terug na die vrou by die put. Terwyl sy en Jesus praat, begin iets ongeloofliks met haar gebeur. Sy begin stadig maar seker besef wie hierdie man regtig is. En dit lei tot die grootste ontdekking van haar lewe. Sy sê toe vir hom, ek weet die Messias, die Verlosser, kom eendag en hy sal vir ons alles leer. En dis toe dat Jesus na haar kyk en sê, dit is ek wat met jou praat. Kan jy jou net vir 'n oomblik haar skok voorstel? Die persoon op die haar hele volk vir honderde jare gewag het, staan reg voor haar en gesels met haar. En haar reaksie hierop, dis ongelooflik. Die Bybel sê sy het haar waterkruik, die einste ding waarvoor sy soontoe gekom het, net daar gelos. Sy het dit net daar neergesit en teruggehardloop dorp toe. Dink 'n bietjie daaroor. Hoekom sou sy dit doen? Sy het mos water nodig gehad. Dit was die doel van haar hele uitstappie. Hoekom was daai waterkruik skielik glad nie meer belangrik nie? Die antwoord is so eenvoudig, maar dis so kragtig. En daardie oomblik het sy iemand gevind wat oneindig baie meer werd is as water. Onthou jy daai toetse van vroeër, wat jy eers kies, wat jy voel jy nie sonder kan lewe nie? Wel, vir daardie vrou het al die antwoorde op daai vrae in 'n oogwink verander. Haar nuwe antwoord was Jesus. En dit, my vriende, is die kern van ware aanbidding. Dis nie net om liedjies te sing of kerk toe te gaan nie. Ware aanbidding is daai oomblik van wow. Dis wanneer ons, net soos daardie vrou, skielik besef hoe ongelooflik wonderlik, hoe kosbaar en hoe oneindig waardevol God regtig is. Dis wanneer ons harte oorloop van dankbaarheid vir wie hy is en vir wat hy vir ons gedoen het. 'n Man in die Bybel met die naam Job het dit seker die beste gesê. Na 'n baie moeilike tyd in sy lewe, het hy vir God gesê, ek het nog altyd net van U gehoor, maar nou het ek U self gesien. Om God te aanbid is om hom nie net van te hoor nie, maar om homself te sien. En dis die grootste en beste avontuur wat daar is. Dankie dat julle saamgekuier het.